wil aanneem? Antwoord God jouself die vraag. Hoekom het jy vir Jesus gekies? Wou jy nie dat hy vir jou moet help in jou probleme? Het jy 'n finansiële krisis? En jy dringend hulp nodig en jy kry nêrens hulp nie, nou vlug jy na God toe. Is jou huwelik deur mekaar en nou vlug jy na God toe daarvoor. Wil jy al die vreugde en die seëninge ontvang waarvan jy hoor die ander Christene praat? Hoekom het jy na Jesus toe gekom? Want sien, as die rede hoekom jy trou 'n verkeerde rede is, dan hou daai huwelik mos nie baie lank nie. Trou die man vir sy geld opraak, dan is die huwelik dan nie heen. Trou die man vir sy mooi looks, of die vrou, maar daar is 'n bietjie ou te afrem deur die lewe, dan sê ook nie meer daar ene nie. Huwelik. Die rede waarvoor jy met daai persoon getroud, jy het gedink daardie persoon is so. En ek wil daai hê. Dit sal vir my goed kan wees as ek nou by daai enetjie inhak. Maar die ouend dan werk het nou nie op die lang duur uit nie. Weet julle, baie keer gebeur dit ook so met ons verhouding met Jesus. Hoekom ons aan mekaar terugval. Want hoekom het jy in die eerste plek vir Jesus gekies? Weet julle, ek gaan al van die punt af nou, maar vanoggend het ek net met dit in my hart wakker geword. En ek het so die Here dankie gesê, dat hy in my eie lewe dit op so 'n manier laat gebeur het. Ek en my man het baie jare lank uitgegaan voordat ons getroud is. En al die jare wat ons nou maar net uitgegaan het ek baie van sy foute en dinge agtergekom en gesien, jy weet, ek hou nie van dit nie en ek hou nie van daai nie, maar in my hart was daar 'n brandende liefde vir hierdie man. En op die ou end, toe ek met punt kom dat ek 'n keuse moet maak, gaan ek met hierdie man trou of nie trou nie. Ek sê, Here, ek weet nie, ek is nie lief vir hierdie man, maar hy dien die foute waarvan ek bewus is. Ja. En weet julle, nogtans het ek met hom getrou. Al het ek geweet, hy gaan my nie al die goed gee wat ek dalk sou wil hê in die verhouding nie, maar ek is vir hom so lief. Die 1 Korinte 13 sê ons die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En op grond van daai teks het ek met hom getrou. En is ek met die Here se genade tot vandag toe nog met hom. Vreeslik gelukkig, want die ding waaroor ek met hom getrou het, die liefde, is nog steeds net die ding hoekom ek by hom is. Nou wil ek vir jou vra, toe jy vir Jesus aangeneem, het jy hom aangeneem, oor jy hom net eenvoudig so lief het, dat jy nie anders kon as om te reageer nie, want kyk, die Bybel vergelyk ons verhouding met die Here op die aarde met die bruidegom. Hy sê ons is die bruid en hy is die bruidegom en hy gaan ons kom haal. Goed. Met ander woorde, God kom en hy maak hierdie uitnodiging en hy sê, ek is so lief vir jou. Ek is so lief vir jou. Met al jou foute. God weet van jou foute. Hy weet wat jy hom kan bied en nie kan bied nie. En nogtans kom God en hy kom sê, ek is so lief vir jou, ek wil met jou trou. Ek wil met jou 'n ewige verbintenis aangaan. En nou kom ons op 'n stadium in ons lewens, soos wat John gisterand gepraat het. Eers as ek iemand ken, kan ek vir hom R100 gee om vir hom te sê, gaan koop vir my 'n brood. En jy weet, hy sal die klein geld terugbring, want jy ken hom. Jy gaan dit nie vir 'n vreemdeling doen nie, nee. Goed. So ons het nodig om so van God te leer ken.
sodat ons hom goed genoeg kan ken om te kan terugreageer en te sê, hy het al soveel keer vir my bewys, hy is lief vir my. Hy het soveel keer nou al sy arms vir my kom oop om te sê, ek is lief vir jou, wil met jou verbintenis aangaan. En nou kom jy en jy kom sê, ja Jesus, ek is nou gereed om my te kom verbind aan hierdie liefdesaanbod wat U vir my bied. Nie om enige ander rede nie. Ja, want U gaan vir my die seëninge gee. Ja, want U gaan my voorspoedig maak. Nee. Nee, hoor julle? Want sien, dit is wat ons so gauw laat val. Neem die Here aan, dan sal alles goed gaan en reg uitwerk in jou lewe. O ja, nee Here, ek gee my julle lewe oor aan U, ek kan nie verder so aangaan met hierdie gemors nie. Vader, kom en al die goed wat ons bid, en ons neem die Here aan, en ons stap die pad, en nou begin soek ons vir die seëninge, en ons begin soek vir die oorspoed, wat van die mense vertel het. En wat gebeur met jou? Die een terugslag op die ander ene kom tref jou. Dat julle dit so ervaar? Dan sê God, okay, ek kyk net so bietjie, wat is die motief, hoekom jy my aangeneem het? Hoekom het jy die verbintenis met my gemaak? Maar jy net wil nie dat dit met jou goed gaan? Nee, dis juist in die tye van swaar kry, wat ons vir God kan wys. Here, al gaan dit so sleg, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, maar aan U hou ek vas. Want ek het met U getrou, omdat ek U lief het, Here, om geen ander rede nie. Dit is hoekom my huwelik nog kon hou. Baie keer het my man my verskriklik teleurgestel. Ek het baie keer gevoel ek wil hom skei. Sê ek vir jou, ek kan nie hierdie goed vat wat jy doen nie, maar wie, want ek is vir jou so lief. Ek kan het oor my hart kry om jou nie te los nie. Maar vir julle, eintlik is dit hoekom God ook vergelyk het ons hemelse huwelik met die aardse ding. Toe kom die duiwel en hy maak 'n aardse huwelik so te mekaar gemors storie, dat ons glad nie moet verstaan wat God bedoel het, toe hy gesê, ons is sy bruid. Klik julle wat die Here vanoggend vir julle wil kom sê. My boetie en my sussie, gaan maak seker, wat is die rede, hoekom jy vir Jesus wil hê in jou lewe? En as daai rede nie is, dat jy uit liefde wil reageer op sy baie liefde wat hy vir jou het nie. Leer ken hom dan maar eers beter. Kom maar nog meer te hoor en ondersoek die ding. Die skrif sê vir ons, die ou wat 'n gebou wil gaan bou, moet eers mooi bereken. Die koste. Dit help jou nie, hy het net 'n paar R1000 gebou, die gebou halfpad, dan kan hy die dak opsit en die geld is nou op nie. Bereken, wat wil jy met jou lewe? En stap dan daar volle pad. Ongeag die seën, ongeag die teenstand, of wat ook al oor jou pad kom. Want weet julle nie, ek het begin ervaar, in my huwelik, hoe meer ek opoffer en die goed doen waarvan my man hou, nie waarvan ek hou nie, waarvan hy hou, hoe meer begin doen hy die goed waarvan ek hou. Want hy reageer nou weer mos op liefde terug teenoor my liefde. En ek het agtergekom by die Here werk dit ook op 'n manier so. Hoe meer ek gehoorsaam is en wandel in die wil van God, hoe meer verrassings, hoe meer seën, hoe meer vreugde, hoe meer blydskap en al wonderlike goed gebeur. Maar ek weet, wanneer goed gebeur, is dit nie omdat ek iets daarvan verdien nie. Dis maar net dat hy uit liefde reageer op ons verhouding wat ons het. Hierdie ding gaan oor verhouding. Nou, ons moet praat oor die woord vanoggend. Hoe kan ek nou my man beter leer ken? Want sien, wanneer ek nou trou en ek het nou 'n verbintenis met my man, dan gaan ons nou honeymoon vir 'n ruk en dan nog bly hy in daai huis en ek in die huis. Of hoe werk dit nou? Ons gaan bly? Saam. Praat ons met mekaar net so 1 keer per dag?
Nog nie. Wie sê wat getrouwd is? Martha, hoeveel keer praat jy nie per dag met mekaar? Soms aan mekaar. Goed. Hoeveel keer op 'n dag praat jy met Jesus? Soggens wanneer dit nou gou stilte tyd is en jy lees refleksie en sê jou gebedjie vir die dag. And there I go. Ek gaan met my dag lekker aan. Vanaand kom ek terug. Here Jesus, baie dankie vir die dag. Daar gaat ek. Wat se verhouding is dit? Jesus sê, hy wil met ons, hy kom ons in ons woon. Dis eintlik so erg, so lekker. Ek wil jou huweliksmaatjie kan nog van jou afstand doen, hy bly by die huis en hy gaan daar uit. Jesus sê, man, die verbintenis wat ek met jou aangaan is ons trou, is ek kom woon so binne in jou, met my Heilige Gees kom woon in jou, ek is daar die heel dag by jou, ons kan heel dag chat. En weet julle wat, ek moet vir die van julle sê wat die Bybel sê nie, die wat die Bybel sê nie, steek gewoon op as iemand wat nie die Bybel het nie. Die sê van, ek het vir julle saamgebring, kom haal by my. Hoor, wat ek wil sê is, soos wat 'n mens getroud is en jy tyd met mekaar spandeer saam, ontdek jy nog baie nuwe dinge. Jy gedink ek ken hierdie ou, toe jy getroud is. En dan kom er nog baie ander fasette van die persoon na vore, wat jy nooit van tevore geken het nie. En jy verhouding raak net al dieper en dieper. So ook met God. Soos wat jy wandel, soos wat jy met hom tyd spandeer, gaan jou verhouding met hom net dieper en dieper. En die van julle wat, so ek sê, nie kan lees nie, ek het dit, julle kan bietjie hoor, daar as iemand vir julle kan lees, maar ek het nog al hier neergeskryf, ek het net gou dit vir julle kry. Die woord sê ook dat die Heilige Gees sal jou lei, daai een wat binne in jou kom woon het. Hy sal jou leer. Dit staan in 1 Johannes 2 vers 27, ek gaan dit gou vir julle lees. Ek wil my brille opkry. Julle hoef nie almal dit daar te slaan nie, die wat nie kan maar neerskryf. Ons gaan nie al die teksies opsoek nie. Maar 1 Johannes 2 vers 27 sê, wat julle egter betref, nou julle wat die Gees nou die Here aangeneem het, wat die Heilige Gees in jou kom bly het, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. En julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. En wat hy julle leer, is die waarheid en geen leer nie. Wow! Die Heilige Gees sal jou leer. Dit is mooi daaroor na. Julle wat dan voel, ek is maar eenvoudig en ek kan nou nie al hierdie ou slim goeders uit die Bybel uithaal wat hierdie sprekers dalk nie voordoen nie. Ag, weet julle wat? Die een van ons wat die voorstaan en vir dominee geleer het, en Pieter het, maar in elk geval, ek glo, hy wil die meeste van die goed wat hy nie in die logiese skool al geleer het, sommer vergeet. Want die Gees wat ons leer, sê, dis die waarheid. Handelinge 4 vers 13, het onthou die disciples wat Jesus geroep het, was eenvoudige vissermanne, hulle kon nie seker lees nie, ek weet ek, hulle was maar, hulle het seker gevloek en nog gedrink ook en rauwe lewens gelei. Jesus het hulle kom roep en het hulle verander. En nou stap hulle die pad, maar hulle het nie daar in die kerk so voorstoepe groot geword waar hulle nou al die slim goed van die Bybel ken nie. Maar, toe die Gees van die Here oor hulle uitgestort is, wauw, toe daai manne dan wonderlike goeders gedoen. Ek lees gou vir julle hier, soms as ek die Handelinge 4 vers 13 sê, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en eenvoudige mense.
Voel jy dalk eenvoudig en ongeleerd? Die Here Jesus wat met sy gees in jou kom woon, maak jou slimmer, wyser as die hoogste geleerde. Want sien, die woord sê op ons wysheid, ware wysheid kom van God. Jy kan nie daarvoor leer nie. God kom gee dit vir jou. 'n ander enetjie ook wat vir my so kosbaar was, is 1 Korintiërs 2 vers 3 tot 5. Wat Paulus ook sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde, en bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering. Is jy bietjie bang om vir Here te praat? Is jy bietjie bangerig? Hy sê, man, ek was vol angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Hoor dan, die boodskap het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid aan mooi woorde nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. That one. Die een binne in my is net die een wat ek moet laat uitkom. Maak nie saak van my woorde of my angs of wat ook al nie. Net, ek is gewillig, Here, hier is ek gewillig. Ons sing so maklik uit woorde, net om maar daar liedjie. Lord, I give you my heart, I give you my life, wat ek wil. All that is in me, wat ook al. Ons sing so maklik, Here, hier is ek alles wat ek is. Doen dit net, is laat. Nou ja, ons moet mekaar beter leer ken, ek en die Here. As ons twee nie tyd gaan saam spandeer om agter te kom wat ons van mekaar hou nie, gaan ons verhouding nie lekker vlot nie. En sien, as ons nie genoeg tyd saam spandeer nie, ons mekaar nie al hoe beter gaan leer ken nie, is daar die gevaar. Gisterand 'n groepie voorbeeld gebruik en gesê, ek en my man is daar 'n bietjie vies vir mekaar. Ons het die ding uitgepraat nie. Nou, ons al by mekaar, nee, want dan moes hy dan by die vrou stilstyke, of kry julle man se toe. Sê vir jou, môre, nou, die is jou kos, hy nou werk toe. Tot ziens, as julle daar met mekaar 'n soentjie gegee, dan sit nou net so 'n pikkie, of glad net sommer net waai, of groet nie eers nie. Ok? Kom my man nou net in. Ek skil lekker al is vanmôre. Goed, is hy daai van weer praat. Goed, nou, is dinge dalk tussen ons nie lekker nie. En ek is lekker vies vir hom, en ek wag nou, hy moet vir my kom op 'n skoning vra. En intussen tyd, is hier dalk 'n ander man, wat vir my oogies flikker, hy is so vriendelik met my, hy is net so gaaf, hy is so 'n gentleman. En as ek nie sorg dat ons twee se ding opgelos kom nie, dan gebeur dit maklik, dat ek op die ou en dink, ag man, Jaco, hierdie ander ene, hy laat my hart dan nou so warm klop. En dan kry jy later dat het sê, man, ek het nou nie meer 'n gevoel vir my man, of vir my vrou nie. Weet julle, in ons huwelik met Jesus gebeur dit net so. As ek nie tyd met God spandeer nie, as ek nie die goed wat tussen ons kom staan, regmaak nie, dan kom die ou vyand, Satan, en hy kom lok ons weg met die wêreldse goeders. Daai ou goed wat in jou ou lewe was, kom hy nou weer en hy kom maak dit weer vir jou aanloklik van vooraf. En voor jy kom kry, dan sê ek terug dan. Weet jy wat het jy gedoen? Jy het echt breek gepleeg. Jy het met jou Satan gaan heel, terwyl jy met Jesus in verbintenis aan, terwyl jy eintlik met hom verloof is. Goed, net so interessantheidshalwe. Groot ding wat ek vanoggend met julle wil praat, is wat ons moet doen, wat die woord sê. Ons moet dit lees in die eerste plek, in die tweede plek moet ons dit doen. Dan gaan ek nog iets van ons vertel. Nou eendag,
toe was hy baie op die skool. En ek wag dat hy vir my bekom op 'n skoning vra vir 'n storie. En ek wag en niks gebeur nie. Ek glo nou die Here het dit oor sy hart gehou. Hy het so besig geraak met allerlei goed. Ek dink hy het net nie eers weer gedink daaraan. Want die Here het ook maar net my hart kom ondersoek. Tot op 'n punt wat ek nou met die Here begin is toe ek sê, Here, want ek is nou nie lekker my hart geprys. Nou hoe sê nou met hom? Hoekom sê hy nie vir my is jammer? Weet jy wat sê die stemmetjie van die Heilige Gees hier binne vir my? Hy sê, Rina, jy praat so lekker op die kamp met die mense en vertel jy vir hulle moet onvoorwaardelik vergewe. Nou, doen dit nou? Okay. I must practice what I preach. Ek gaan net daarby sê van hoorie so. Ek wil nou maar net vir sê, ek vergewe jou nou al het jy nou nie op skool gevra nie. En toe begin ons nou baie lekker daaroor gesels en ek kan nou lag daaroor. Maar sien, die oomblik wanneer jy met Jesus in 'n verhouding is, selfs teenoor 'n aardse persoon 'n struggle optel en jy is nie bereid om te vergewe en daai ding reg te maak nie, dan kat jy jou verhouding met Jesus ook daar. Ons bid hierdie dinge nie ons Vader. Vader, vergeef my soos wat ek my skulde, wat vergeef my skulde soos wat ek my skuldenaars vergewe. Nou kom dit, hoekom wegslaai ek, hoekom vervlou my lewe? Hoe lyk jou verhouding met die mense om jou, in jou huis, jou huwelik, jou kinders, om jou? Hoe lyk jou verhouding met hulle? Nie ek wil net die Here dien, nie om sê Chucky res, ek wil net die Here dien. Ek het vrede met die ander mense. Weet jy, hierdie woord sê vir jou, hierdie woord van ons sê vir ons. Ons moet doen wat daar staan. Ons moet in vrede met alle mense lewe. Maar sien, nou sê ons nie, maar ek wil die Here dien, kyk net ek in hierdie woord, ek spandeer my ure hiermee, en ek wil net met die Here die pad stap. Nou ja, nou kom sê die Here vir ons byvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 10. Ons kyk op vinnig wat staan daar. 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Ja, maar Here, ek ken nie hierdie broer van my, ek mens kan nie daai broer liefhet nie, hy maak byna net te kwaad, ek gaan die versies pasie vir my lekker. Lyk jou Bybel so. Of, kom ons kyk wat sê Hebreërs 12 vers 14. Ek vir jy by Bybel val Hebreërs 12 vers 14 sê, beywer julle vir vrede met alle mense, sonder 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Vrede. Die Here sê, weet jy wat wil ek leef in vrede lewe? Nee, Here, mens kan nie die plaas in vrede lewe, die mense maak en mens aan net te kwaad. Jy wil beskok oor ek my Bybel opsteek. Ons heilige boek die mens maak ons nie so nie. Hoe beskok is jy oor jou lewe? Lees jy hierdie woorde? Of doen jy hierdie woorde? Kom ons stap vir Jakobus 3 vers 9 en 10. Hierso, Jakobus 3 vers 9 en 10. Met die tong loof ons die Here die Vader en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Ag Here, ek het my so graag mooi. En raak aan die daai mense. Dit is lekker om Sondag in die kerk te loop, maar in die werk werk dit nie so lekker nie. Hy fleksie pas nie vir my nie. Hoe dun is die Bybel wat jy lees?
Het julle al die stukkies uitgehaal wat julle nie pas nie? My broer en suster, dit is wat ek aan die begin bedoel het. As jy vir Jesus aanneem, dan neem jy die volle woord van A tot Z saam aan. En as jy nie bereid is om hierdie volle woord te gehoorsaam en met jou hele hart te volg nie, moet dan nie begin nie. Dit is die prys. Vriend van nog, hoeveel tyd is ek nog? Is twee goedjies wat ek wil gesê het rondom die woord, wat ek uit Openbaring gekry het, was my so kosbaar. Openbaring 22 vers 18, Openbaring is heel agter in julle Bybels. Goed, daar staan, ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg waarvan daar in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, een van hierdie woorde wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Die hele boek, elke letter, en ook nie iets ekstra nie. Weet julle wat, ek kom agter baie keer, is ons geneig om sterkies en goedjies hierby te sit. Soos, ek het hierdie liedjie nou uitgehaal ons om met jou gesing. Ons het allemaal gesing. Wat die vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat die voorrecht om gedierig tot Gods troon deur hom te gaan. Hoekom ek by Godse troon? Deur Jesus. Hoekom ek werklik uit by Godse hart? Deur Jesus. Dat sê ons verder, hoe verbeer ons toch die vrede? Met ander woorde, hoe die vrede van ons wat verskeer word? Ag, hoe dikwels lei ons smart. Hoekom? Net omdat ons nie ons sonde uitstort in Gods Vader hart. Dis 'n oeroude liedjie. En weet julle wat het ons van die liedjie begin maak? Die slim mense het ons begin leer, jy sien, as jy nou bietjie afvallig geraak het, en jy het weer teruggeval met die ou ding in jou lewe, dan is daar nog behinderinge op jou lewe. Hierdie ding, daai ding, en die ding, en jy moet nou na 'n beraader toe gaan, wat nou vir jou hande oplê en bid, en vir jou nou van al hierdie goeders bevry, wat jou nou uit die koninkryk uithou. Julle moet dit te doen gaan? Sê gewoon toe, wie van julle? Is iemand het vir jou gesê, maar daar's 'n boosheid in jou, of die duiwel keer vir jou, of 'n bose mag, maak dat jy so en so optree? Niemand nie. Oké, dat is ook verder daaroor te praat nie. Ek wil net een ding vir julle sê, wat ek hoor, daar by my baie kere, as ek met iemand praat oor 'n sonde toestand in iemand se lewe, dan sê hy vir my, ja, maar die duiwel wil my nie los nie, die duiwel maak dat ek so en so en so. Sê, hoekom jy vir jou so geantwoord? Ja, maar die duiwel kom toe en hy spog hierdie woorde vir my, dat ek net hierdie tale praat. Met ander woorde, wat is ons besig om te doen? Die duiwel kry nou vreeslik lekker. Hy sit eintlik in lag, hoor nie daarso. En kry al die eer van daai ene se voete. Hoe praat mense onder mekaar? Hoe
die duiwel sal weer los. Die duiwel het daarom weer so. Satan het nou alweer daarheen. Ag, Satan geniet vir hom gate uit, terwyl ons so sy naam vertel, en wanneer sy woord verder een keer doen. Daarom, man, ons moet nie vir hom soveel eer gee nie. Hy verdien niks. Dis jy wat hy fout gaan maak het en nou, in plaas van om jou skuld, hierdie liedjie wat ons so, ons sonde uit te stort in ons Vader se hart, te bely en te laat staan, soos die liedjies wat ons sing, sê ons, nee, dit is die duiwel. Dis nie ek nie, dis die duiwel wat vir my dit laat doen. Hy sê ons, ja, maar weet jy moet nou bid en die Here nou vir jou kan losmaak van hierdie goeders waarmee jy besig is. Van jou drankprobleem of jou rookprobleem. Nou bid die Here verlos my, Here verlos my. Nou vra hy ook, hoe gaan dit? Nee, jong, daar gebeur niks. Die Here wil ook nie vir my luister nie. Met ander woorde, dit is die duiwel se skuld en die Here wil ook nie help nie so. Ek is eintlik oor, ek kan nou eintlik nie iets veel aan die storie doen nie, weet? Ek wag vir die Here. En verder kry die duiwel sy sin. Kom ons wees bietjie eerlik met mekaar. Kom, ons is eerlik hier op die kamp. Ons praat openlik. Is jy besig om die goed wat in jou lewe nog 'n skeiding maak in jou verhouding weg te bounce van jou af? Die duiwel en al die ander skuld te gee daarvoor in plaas van dat jy die basiese goedjies wat die woord sê van vergewe, leef in liefde en vrede en daai basiese goedjies om dit net te doen. Uit te stort te Vader se hart en te sê, Here, ek is so jammer, ek het gesondig. Vergewe my. Dit is so eenvoudig. Ons maak dit moeilik. Ek het dink gehoor van 'n man wat sê, hy wou op 'n rook. En toe het hy so, die laaste sigaret op 'n rook, hy trap ons op die grond, met die eers so draai. En hy sê, ek is klaar met jou. Hy sê, en hy besluit, hy gaan nou soos wat hulle, daar by Jericho, 7 keer om die muur geloop het, om die stad geloop het, dat die mure kan inval. Nou in die Ou Testament, hy 7 keer om die sigaret loop en sê, naam van Jesus is klaar met sigaret, naam van Jesus is klaar met sigaret. So, hy wil praat 7 keer om die sigaret nou, en die sigaret nou aangespreek in die naam van Jesus. Hy sê om nou maar net elke week 7 keer om die ding te loop, want elke week daar is dan maar sukkel hy maar dan. Hy sê hy kon nie besef wat gaan aan nie. Hy bid nou die sigaret en hy bestraf die ding. Tot die Here kom leer het, hy sê, weet jy, hoe meer jy vir jou volmaak met die gees van God, hoe meer jy vir jou besig hou met God en sy dinge, hoe minder sal jy dink daaraan. As ek nou vanoggend vir julle sê, jy moet nie nou, en moet nou asseblief net nie nou dink aan 'n bottel wyn nie. Wat is in jou gedagtes? Waarom drink jy nou? Maar nie dink aan 'n bottel wyn nie, maar net nie dink aan 'n bottel wyn nie, nee. Maar wat 'n prentjie is nou in jou kop as ek dit vir jou sê? Bottel wyn? 'n bottel wyn? Ek sê, moet net nie dink aan 'n bottel wyn nie. Dis wat ons moet onsself doen. Net jy met die sonde nie. Net met die sonde nie. Net, jy bly die hele tyd met die sonde besig. Kry jou kop op die ander goed. As daai wellus gedagte hier by jou opkom, dan sê die woord, maak die gedagte gevange en aan God gehoorsaam. Daai vroukie daar verbystap en jou gedagte wil so mee hardloop. Hier kom die duiwel nou alweer. Nee, man, trok met dit. Here, hier stap sy. Ek gaan die gedagte gevange neem, sodat ek aan U dit gehoorsaam kan maak. Here, ek kies om liewer te kyk daar vir die gevolgie, U het hom pragtig gemaak. As dit die ding is waarmee jy struikel. Ons moet begin verantwoordelikheid neem vir ons eie foute. Ons moet leer om te kan sê ekskuus vir mekaar en ekskuus vir God. En dan wil ek net afsluit deur te sê, hierdie woord
Hierdie woord is so getrou. So getrou. Elke antwoord op watter probleem jy ooit mag hê, is hierin. Hoeveel keer het ek gaan sit met die woord, dan sê ek, Here, ek moet nou 'n keuse maak. Ag, net nou die dag. Ek sê vir julle die oplossings en antwoord vir alles van die wêreld is hier. Sê my, ja, maar, lees gou vir my daar. Ek het vir iemand vertel, ek sê, vra vir Here, ek het 2 kinders wat volgende jaar moet skuif, die kleintjie moet na hoërskool toe gaan, ek moet kom 'n skoolkies, en die oudste een gaan matriek uit, hy moet 'n rigting in die lewe kry, ek sê, Here, waar toe? Vra die vir my, nou, dan sê die Here vir jou, wat is skool wie die kind moet sit? Ek sê, ja, weet jy wat sê die Here vir my? Ek gaan net bid, en dit is die sessie wat ons hier na gaan hê. Mense, daar is die resepte vir die goedie. Die Gees van God, wat hier binne in jou is, sal jou lei, sal jou leer, het ek net op vir julle gelees. Glo nie, wag net op die Here. Met my gebeur baie keer baie snaaks. As ek so op die Here wag, dan kom maar sommer 'n versie in my kop op. Wat ek glad nie ken nie, dan soek ek hom maar na. Dan kyk ek of daar vir my iets van 'n antwoord staan. En kom ek wees gou eerlik met julle, baie keer dan kom maar sommer iets op, soos Psalm 170 vers 3, en as ek my Bybel oopmaak, is dit van Psalm met eers 170 hoofstukke nie. Sorry, was my eie ou stemmetjie. Ek het nou nie hierdie keer reg gehoor nie. Here, ekskuus, dit was my vlees. Bid Here, antwoord U vir my. Laat ek leer en laat ek kan onderskei. Wat is U stem? Oefen dit. Dit sal al meer in jou lewe na vore kom as jy dit oefen. Dis al vreeslik moeilik om te dink. Hoe meer 'n atleet oefen, hoe verder gaan hy kan hardloop. Dis mos nog basies. Hoe meer jy vir jou in die woord gaan oefen, hoe meer gaan die woord vir jou openbaar word. En ook lees eers die eenvoudige goed wat jy kan verstaan. God sal dan al hoe meer later vir jou bykom. Dit wat jy nie kan verstaan nie, is vir later. Stap jy net die pad van liefde en koester die verhouding. Nou, ek gaan vir julle sê, wat ek toen nog gebid het, toe ek nog gebid het, vir die Here gevra van waar toe met die kind gaan. Kinders, ek is nou bekommerde ma, en ek kom en ek sonder my af voor die Here, en ek sit daar so vir 3 dae, in naweek, en ek paasnaweek vir jaar, ek sê, Here, dit is nou die tyd van die jaar, en ek moet nou aansoek doen vir plekke waar jy met die kinders gaan. Here, geef my Deuteronomium 4 vers 7, weet julle wat staan daar? Daar staan nie, Pieter moet Wellington toe gaan, en ons moet gaan vlieg nie. Daar staan, wat 'n groot nasie se God is so by hom, soos die Here ons God by ons is, elke keer as ons tot hom bid. Wow! En sien Here, met ander woorde, jy sien, ek sê bid nou al vir hier 3 dae. Hy sê, ja, ek sien, jy sit al vir 3 dae bid, maar weet jy wat, die goed gaan in plek val, moet jou nie daaroor verder bekommer nie. Daarvoor is ek jou Here, en ek jou God, en ek sal die paaie gelyk maak. Dan sien, ek wou toe die antwoord hê. Here, sê, nou vir my. Die Here werk is so. Ek moet my aan hom onderwerp, op sy tyd sal hy my antwoord. Nou wil ek vir jou sê, as ons net nog gebedsessie en jy gaan nie buite en jy bid, en dan kom nie iets van 'n antwoord of 'n inspraak nie, have peace. Die Here het gehoor wat jy sê. Hy sal jou op sy tyd en op sy manier antwoord. Hy antwoord dalk nie vir jou soos vir my deur skrif nie, hy antwoord jou dalk deur iemand anders. Kom ek sê vir julle wat het nou die oggend my gebeur. Is my tyd nou om. Kom klop 'n vroukie aan my deur en sy sê vir my, ek moet asseblief vir haar twak van die dorp afbring.
en ek sien, daar hier so pakkie klap op die toonbank. Ek sê, maar ag, hier is sommer vir jou ene. Daar stap sy. Volgens oomblik toe kom my tuinman na my toe. Hy is hier eers. So. Hy kom met, hy sê vir my, mevrou, hoekom mevrou vir daai vrou moet wat gee? Ek sê nie, maar jy sien so, man, ek wil ons in die liefde van die Here uitleef teenoor die mense. Ek meen, sy het nou daai probleem, so. Hy sê vir my, dit werk nie so nie. Hy sê, mevrou staan daarvoor en vertel vir ons van die woord van die Here en die waarheid, nog nie mevrou vir haar, daai goed wat 'n mens nie moet vat nie. Dan probeer ek dit eers wel wegpraat, maar jy sien, hy is mos nou my tuinman. Hoe kan ek nou? Deel en ek stap badkamer toe en ek daar in die badkamer kom, toe klaar die gees van die Here my aan en hy sê, hoorie, Sophie is 100% reg. Dit is mos wat die woord sê. Never mind jou ego en jou trots. En ek moes teruggaan na hom toe. Waar is dit Sophie? Daar is dit Sophie. Ek moes teruggaan na Sophie in die tuin by sy verkomsie. Sophie, ek vra vir jou nederig op verskoning. Jy was reg. Jammer my broer, jy het vir my reg gehelp in die lewe van die Here. Ons moet begin doen en begin gehoorsaam wees en dan sal daai woord vir ons al hoe kragtiger en al hoe kragtiger word hoe meer jy hom gehoorsaam en eenvoudig die verhouding wat jy, die verbintenis wat jy met Jesus aangegaan het, koester, tyd maak, sit by die Here se voete. Ek kan vir julle nog heel dag besig hou en ek weet dis baie van julle wat kan getuig vanmôre hoe jy gebid het en die Here uit daai woord uit vir jou 'n antwoord gegee het. Nie die een wat jy dalk soek nie, maar 'n berusting of 'n gerusstelling of wat ook al. Vra 'n bietjie vir my man wat daar agter sit. Elke plaas wat hy nog gekoop het, die Here vir hom skrif uit die Bybel uitgesê presies hoe wat dis reg koop. Eendag het gebeur dat hy agterna begin twyfel het wat sien hy. Die plaas gekoop het, hoe gaan dit sommer lekker sleg. Hy wil nie lekker uitwerk en hy dink hy het verkeerd gehoor by die Here. Maar die Here is so getrou daarna. Toe maak hy die koerant op, toe hy weer lees. Toe is die teksie van die dag in die koerant het moes elke dag 'n Koran en 'n Bybel en nog so ander dinge met mekaar. Toe is die teksie in die koerant wat hy maar lees, daai teksie wat hy gekry het destyds wat die Here ook gesê van op die plaas en die Here bevestig hom sê nie vir man, moenie kyk na die omstandighede nie, my woord was waarheid. So kom bevestig die Here dit vir ons. Ons moet nie daarin bly. Al gaan dit sleg, al gaan dit goed. Hou net aan daardie liefdesband met Jesus vas. Wanneer hy sien, jy laat jou nie onderkry deur wat ook al nie, dan kom hy in sy groot genade en hy kom stort sy seën oor jou uit, soveel dat jy dit omtrent nie kan hanteer en jy wil net kop bars van die lag en die vreugde. Wow! Maar sien, dis nie iets wat die Here vir ons kom doen. Dis uit sy liefde en sy genade. Dis 'n bonus. Dis 'n bonus. Kom ons bid saam. Vader, ja, baie dankie vir u woord. Dankie vir elke woord van waarheid wat daar ontstaan. Die waarheid wat ons vry maak. Here, maar help vir ons om in daarby uit te kom. Nie net lesers van u woord te word nie, maar daders van u woord. Al moet ons van ons eie trots en alles sloop, Here. Al moet ons op ons knieë voor ander mense gaan staan en sê, ek is jammer. Want dan sal u woord waarheid begin word in ons lewens. Krag, soos ons nog nooit geken het nie. Ek bid dit vir elkeen van ons hier vanoggend. Here, is hier vanoggend mense wat u aangespreek het oor iets spesifiek, dan bid ek dat hulle tot die daad daarvan sal oorgaan, sal gaan regmaak en u in die volle woord sal vat en daarby sal staan en daarby sal wandel.
En ek bid, Here, dat U vir ons sal leer, meer as ons volmaak van U en U woord, hoe minder plek sal daar wees vir enige van die bose goed, waarmee ons so baie dikwels struikel. Here, alleen deur U Gees is dit moontlik. Daarom pluk ek nou, o Heilige Gees, kom maak dit duidelik in elkeen van ons lewe. Bring ons terug na die waarheid en die eenvoud van U woord, om in liefde aan Jesus gekoppel te bly. Elke oomblik van die dag. Here, ek bid dat U 'n liefdesverhouding tussen ons en U so sal herstel, dat ons niks anders sal wil doen as om net vir U te behaag nie. Want o Vader, ek weet in my hart, as ons by daardie punt gaan kom, dan gaan ons eie huwelik, ons aardse huwelik en ons aardse verhoudinge ook blom. Kom doen asseblief die groot werk, Here. Ons gee ons ondersteuning daaraan vanoggend, dat ons wil sê, Here, ons gaan nie net op U sit en wag nie, ons gaan begin doen, saamwerk met U plan, sodat die Gees al hoe meer vaardig kan wees in elkeen van ons lewe. Amen.